daar soos 'n beeld, en nou hoop jy hy help maar. Baie keer help hy ons en dan sien ons dit nie reg raak nie, maar as ons so by ons situasie so verby is en ons kyk so terug, dan sien ons hoe het ons gehelp. Ek sal dit nooit vergeet nie, was my so mooi stukkie waar Jesus met Nikodemus praat, en Nikodemus sê, ja, u bring genesing, u genees. En ons ouens wat die woord ken, ons verstaan nie wat doen nie. En Jesus sê vir hom, Nikodemus, as jy nie weergebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien. As jy nie weer gedoop is in water en gees, of waar jy gebore is in water en gees nie, sal jy die koninkryk van God nie ervaar. Wat is die koninkryk van God? Die koninkryk van God, en ek wil hom sê in Engels, want dit is so mooi, righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Binne, ek kom in die klede. Ek wil vanmorgen met jou deel, heiligheid, heiligheid. Wat is heiligheid? My preektitel van vanoggend is, maak ruimte vir God. Waar my graag wil woon. Hoe is jou hart? Nie die een wat bloed om. Hoe is jou hart? Kan hy nie kom woon? Van jou gedagtes, laat jou gedagtes toe, dat hy kan inkom, of oorheers jy alles. Mattheus 5 vers 8 wat sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En dis 'n verborgenheid wat daar geopenbaar word, wanneer jy geherposisioneer is in die Here, en jou verhouding is in lyn met hom, dan maak dit vir jou seker goed oop, en breek dit vir jou oop. Maar as jy nie in lyn is, die gaan jy mis. Jy gaan dit nie sien nie, jy gaan dit ook nie verstaan nie. En baie keer, as ons nie verstaan nie, dan skakel ons oor na die vleesgedeelte toe, en dit word te fout. Ek vanoggend sit ek daar bo en ek bid 10 met Here en hy gee vir my hierdie volgende vers en weer eens, jy pas aan. Die evangelie is soos 'n rivier, die evangelie is soos die Vaalrivier. Hy vloei, en boetaas daar rotse binne in daai rivier val, vloei om hom en hy gaan aan. Hy gaan hom nie laat stop nie. Jy sal nooit die evangelie kan stop nie. 1 Petrus 1:15, hy gee dit volgende vir my daar. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewens wandel, heilig word. Hy sê nie iets straf nie. Hy sê, word heilig, soos wat jy groei in die Here. En dit is wat wonderlik is van hierdie God wat ons dien. Hy wil hê, ons moet groei in hom in. Jy gaan nie helder per dag sommer net, nou is ek 'n volmaakte Christen nie. Nee, dit kos 'n groeiproses. Dit kos 'n slyproses. Dit kos 'n seerproses. Vir my so mooi is weer 'n gebeurtenis ook in die afgelope week met 'n organisasie wat besig is om te groei. En die een ou sê, nee, maar ek sien niks van hierdie goed nie. Heilige Gees sê vir my, onthou nie vergeet nie. Wortels groei eers onder die grond. Kan jy die wortels sien groei? Hoe lank van die wortels om te groei? En baie keer toets die Here ons. Hoe geduldig is ons? Hoe getrou is ons? Baie mense vra vandag, waar is God? Hoekom ervaar ek hom nie soos voorheen nie? Maar dalk is die vraag, nie waar is God nie? Hoekom werk God nie meer? Miskien is die vraag, is daar nog ruimte vir hom in my hart? Waar loop my kop? Waar hardloop jou kop? En dis net jy wat dit vir jouself kan antwoord. Jy en die Here, want hy weet wat gaan in jou kop aan. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En as jy sien, dan glo jy. Met ander woorde, reinheid bring 'n visie, jy begin sien.
Soos hierdie bril, ek moet hom elke dag skoon maak. As ek hom nie skoon maak nie, dan kan ek nie sien nie, dan het ek nie 'n visie nie, ek kan nie sien wat gaan daar nie. As ek ry met die voertuig op, wat gaan die voor my aan? En dank die Here vir my vrou, sy het my geleer om meter cleaner te gebruik om die glase skoon te maak. En weet jy hoe mooi skoon maak hy hierdie glase? Jy kan hom maar gebruik as jy 'n bril dra, hoor. Dit werk. Kyk as jy soms nou kom. Onreinheid bring 'n vervaagdheid, 'n dofheid. Jy kan nie sien nie. Weereens dit veroorsaak 'n frustrasie. Frustrasies in jou lewe gaan terug en raak stil, raak rustig. Here, hoekom hierdie frustrasie? Wat sien ek nie? Wys vir my. Eerste punt wat ek met jou wil deel is, heiligheid is nie 'n wettisisme nie. Dis nie 'n wet nie. Jy gaan nie regkom as jy heiligheid probeer koppel aan 'n wet nie. Jy moet so maak, 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 jy moet so maak. Dit werk nie so nie. Dis nie 'n lys reëls nie. Dis nie perfeksionisme nie. Heiligheid is, Here, ek wil in lyn kom met U, Here. Ek wil. Nie ek moet nie. Ek wil. As gevolg van my liefde vir hom, wil ek dit doen. Ek moet 'n hart hê wat sê, Here, bly hier binne in my. Heilige Gees kom en hy sag. Hy dring homself nooit op nie. Hy sal hom nooit kom opforceer teenoor jou nie. Hy woon waar hy welkom is. En ek het al vir jou gesê, wanneer jy in die aand gaan slaap, en ek sê dit weer, ek sal dit aan mekaar sê. Heilige Gees, wees in beheer van my slaap. Wees in beheer van my drome. Praat met my in my slaap. En jy gaan sien wat sy rustige nag het jy, as hy in beheer is van jou slaap. 'n tweede punt wat ek jou wil meevat is, God wil nie net by jou kom nie, ek het dit nou gesê, hy wil binne in jou bly. Hy soek nie, hy wil nie kuiertjies hê. Nee, hy wil nie kuiertjies hê. Hy raak moeg vir koffie en tee die hele tyd. Hy wil binne in jou bly, hy wil intimiteit met jou hê. Hy wil 'n verhouding met jou. Hy wil jou vat, hy wil jou bou. Hy wil jou laat groei. 1 Korintiërs 3 vers 16 wat sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Heilige Gees. Ek sê dit is 'n mooi Gees. Dit is 'n fantastiese persoon. In 'n tempel, die Heilige Gees wil nie in 'n tempel bly wat vol sondes is, wat vol onvergewensgesindheid is, wat selfsugtig is, wat onbeleide gewoontes het, die lelike gewoontes. Dis nou so, ek doen dit al vir die afgelope 20 jaar. Here, help my dat ek kan loskom. Gedagtes wat ons toelaat om net binne te bly. En mense, hierdie is die gevaarlikste ding, is ons gedagtes. As you think so, you are. En daarom is dit so ontsettend belangrik, Here, gee my 'n woord ten opsigte van hierdie gedagtesituasie. En nou is dit 'n geestelike oorlog waarin jy betrokke is. En nou kom hierdie gedagte, en dit werk, hoor. Ek neem jou gedagte, ek neem jou gevangene in die naam van Jesus, en ek bring jou onder die autoriteit van Jesus in. En ek vul hierdie kerk wat hier inkom, met die woord wat die lewende God vir my gegee het. En nou begin hierdie skans begin skuif, hy begin verkrammel, wat opgebou is, hierdie negatiewe gedagte. 'n derde punt, heiligheid begin met eerlikheid. Psalm 139, 23 tot 24. David wat 'n verhouding het. En kyk, waar was David? Waar het hy al beweeg? Wat het hy gedoen? Man doodgemaak, vrou gekry, wat nie syne is. Deursoek my, o God, ken my hart, toets my, ken my onrustige gemoed. Het jy vrede in dit wat jy doen? Het jy vrede in jou daaglikse leefwyse, lewensbestaan? Kyk of daar enige sondige neiging by my is
en lei my op die ewige pad. Lei my. Heilige Gees, lei my. Wees in beheer van my dag. Wees in beheer van my praat. Heiligheid begin nie net met selfverbetering nie, maar begin met 'n oorgawe, 'n eerlikheid. En ek gee toestemming, wees in beheer van my lewe, Here. Lei my. Heilige Gees, kom ook in dit wat hy openbaar in ons. Hy wys vir ons die foute. Hy kap jou nie. Hy wys nie vir jou vinger nie. Hy sê, kom, laat ons genees. Kom, laat ons opdag. Kom ons leer, ons staan op. En daarom is dit so ontsettend belangrik. Die Engelse woord wat sê, have a teachable spirit. Hê 'n leerbare gees, leer. Nee, dit wat jy my vertel, het ek nie nodig in my lewe nie. Dit stop. Jy kry nie meer openbaring nie. Jy kan nie meer sien nie. Wat Heilige Gees kom en wat hy aanraak ook, en hy herinner jou, en hy kom en hy herstel dit. Dis Heilige Gees. Geliefde bou verhouding. Gesels met hom. 'n vierde punt, belydenis is nie skande nie, dit skep ruimte. Ek het droog gemaak, Here. Hoorie, en dis eintlik die lekkerste tyd wat jy met die Here kan gesels. As jy daar sit in jou stilte en jy sê, Here, ek moet bely, ek het droog gemaak. En dis stil. Hy maak nie so nie. Sê kom. Omdat ek jou raak met nie. Ek gaan jou wys. Ek gaan jou leer. Ek gaan jou woord gee wat jy kan begin bedink om daai verkeerdheid te oorwees. In Johannes 1 vers 9 wat sê, as ons egter ons sondes bely, wat sê, woorde, gebruik jou woorde, praat met hom. Hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Hoe was hy ons met die woord? Hy was ons met die woord. Hy bekleed ons met die woord. Die woord is die water wat ons was. Daarom ook, en as ek jou raad wil gee, moet nie die Bybel gaan vat en 6 bladsye op een slag lees nie. Nee. Heilige Gees, vat my, lei my. Nou leer jy, lei my, waar die Bybel moet ek nou bietjie gaan lees? Baie ons gaan my dalk verskil, maar ek gaan vir een en sê, dit werk my. Heilige Gees praat so my. Ek sê Johannes 3 vers 8. As dit antwoord nie my behoefte nie. Ja, want ek wil sien, wat is jou weersettingsvermoë? Lees nog 'n bietjie verder. Tweede vers, derde vers, kom weer. Dankie, Here. Dankie vir die mooi woord wat jy vir my gee, wat ek kan gebruik om te was, wat ek kan help om my te herposisioneer in hierdie denke van my. Dankie, Here. Dis belydenis is nie 'n teken van swakheid nie, dis 'n teken van volwassenheid, vertroue, verhouding. Elke keer as ons bely, dan word ons hart ligter, ons stem word duideliker van die Heilige Gees en die teenwoordigheid van God word net sterker. Uitgestelde belydenis, luister mooi, lei tot 'n afgestompte gewete. Ek nou die Here gewete nie. Sorry, dis 'n bietjie warm woord. As jy paar duisend rand in jou rekening kan jy nog ons eie kom hoor. Punt 5, ek gaan nou klaar maak. Wat meeding met God moet uit. Ons kan nie bekostig laat daar kompetisie binne ons is nie. Dis net God, nie so klaar. Jesus Christus, saligmaker, die Seun en sy Heilige Gees. Vader, Seun, Heilige Gees. Romeine 8 wat sê, Abba, Vader. In Korintiërs 13 wat sê, die liefde van Vader, die genade van Koning Jesus, en dan die gemeenskap van hierdie Heilige Gees. Dit is mooi misschien.
Nader tot God, 5de punt, wat meeding met God moet uit, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. As jy hier is, en die woord is vir jou, bedink hom. Jy kan nie op 2 voete loop nie. 1 voet in die wêreld, 1 voet by die Here nie. Dit werk nie so nie. As jy 'n besluit maak om hom te dien, dan maak jy jou besluit en jy doen dit. Jy kan nie wonderwerke uit die hand van die Here uit verwag as dit 50-50 is nie. En dis daar waar mense moeg en moedeloos word, want hy wil nog sy backup hê. Dubbelhartigheid is 1 voet by God, 1 voet in die wêreld. Maar heiligheid vra baie keer 'n radikale keuse wat jy moet maak, gesonde grense wat jy moet stel. En nee sê vir dinge wat vir ander mense normaal is, maar vir jou is dit nie meer normaal. En ek wil daai ding noem, en ek het gisteraand op besef ek nie, ons het 'n vleisie gebraai, ons sit daar so, en ek eet, en ek voel, ek begin versadig raak. Dan gaan ek nog 'n stukkie vat. Wonder. Nee, wil nie nog 'n stukkie, want dit is 'n lekker gevoel, as ek weet, ek het net genoeg geëet. Ek kan opstaan, ek kan na 'n kamer toe gaan, of waar toe ook al, en dit is nie daar swaarheid die binne in jou, en ongemaklikheid binne in jou. Kyk na dit, pas op, werk oordeelkundig. Dit wat jy doen, jy kan altyd nog gaan doen, maar as jy te veel gedoen het, kan jy dit nie weer uithaal. 6de punt wat ek vir jou wil noem is, die stryd is eers in die gedagtes. Ek het dit nou genoem, waar begin dit? Dit begin in ons gedagtes. Broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, sien mens nie daarop nie, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat ter deeg en wat ter lof daar ook mag wees, bedink die goed wat bou. Filippense 4 vers 8. Wat jy dink vorm jou begeerte, wat jy begeer bepaal hoe jy leef. Hoe leef jy die persoon? Dan gaan jy sien wat is die begeertes in sy hart. Heiligheid is 'n dag tot dag keuse. Romeine 8 vers 5 tot 6. Want die wat vleeslik is, bedink die vleeslike dinge, maar die wat die geestelik is, bedink die geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Heiligheid gebeur nie net op 'n Sondag nie. Heiligheid word getoets en toegepas op 'n maandagmôre 8:00, 9:00, 10:00 as jy van werk. Of jy is op pad huis toe. Of werk toe. Waar toe ook al. Heiligheid is kom ook sigbaar, word sigbaar in ons verhoudings. Hebreërs 12 vers 4, die 8ste punt. Jaag die vrede na met almal en die heiligheid waarsonder niemand die Here sal sien. Hier kom hy woord weer, sien. Hy herposisioneer jou altyd om te kan sien mens. Jy kan nie sê jy wandel heilig en leef in bitterheid, onvergifnis, onvergewensgesondheid of in trots nie. Ware heiligheid bring vrede, ware heiligheid verstel verhoudings. My laaste punt, lewe op die altaar, en as ek sê van 'n altaar, dan is dit 'n geval van, ek lê myself neer. Hoe sê Paulus, ek leef nie meer nie, maar Jesus Christus leef nou binne in my. Romeine 12, 1-2, wat sê, ek vermaan julle dan, broers, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Wat gaan my gemoedstoestand aan? Sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil is van God.
God soek nie volmaakte Christene nie. Hy soek die mense wat nederig is, wat fout in hom kom. Soek hulle. Humble. Wanneer ons vir hom ruimte maak en sê, Here, kom, wees in die Heer, en ons het teenwoordigheid. Dan gesit baie keer en vlik op in daai, het is soos conversie, baie conversie, kom nie so op. Niet teenwoordig. Sy krag. Sy krag. Ek voel die vernieuwing wat jy aan doen. Jy voel af baie keer. Jy voel jy in jou binneste, voel jy, tel op. Ek kry nieuwe hoop. Dit is goed. Sy Heilige Gees. En dan kom daar 'n openbaring wat sê, nee, nie so nie, was op nou. En dan nou, ek wil jou help, kyk so, maak so. Daarom, geliefde, ek wil jou bemoedig, wees geduldig met jou stilte tyd. Moenie 'n stilte tyd aframmel nie. Vat dit rustig. Ek wil hê ons moet, dit is 'n verklaring en jy gaan dit kry ook as ek vir jou 'n stukkie stuur. Dit is so 'n verklaring wat ek graag wil hê ons moet saam lees. Ons gaan dit saam lees, ons gaan nie bid nie. Ons gaan met die Here praat. Maar ons lees dit saam as 'n eenheid, as 'n gemeente. Vader, dankie dat U ons nie veroordeel nie. Maar nooit. Here, dis U gemeente wat nou met U praat. Heilige Gees, deursoek ons harte. Wys wat nie by U pas nie. En gee ons die genade om dit los te laat. Maak ons lewens 'n plek waar U graag wil woon. Ons maak ruimte vir U. In Jesus se naam. Amen. Amen. Ons lê hier. En ons werk rondom dit wat van bo af deurkom. Want onthou die salwing, die anointing, soos die Engelsman sê, kom van bo af deurkom toe. En ons moet submit. Al verstaan ons dit nie altyd nie. Gaan ons dit verstaan as ons geloop het en ons kyk terug en dan sien ons waaroor dit gaan. En daarom is dit so ontsettend belangrik en vandag praat ons oor heiligheid.